Hallo geliefdes, dis Dr. Renet wat met julle praat weer. En ek het vandag die mees interessantste wese ontmoet. En dis Karel wat hier langs my sit. Hy kom al die pad van Kaapstad af en hy het hierdie tog aangepak te voet. Karel het hierdie opdrag van die Here gekry om met 'n kruis 'n staptog aan te wend van Kaapstad af tot by Messina toe, né? Ja. En die hele idee hiervan is om die mense bewus te maak van die plaasmoorde in Suid-Afrika. Ja, ek dink ek gaan nou vir Karel net vra. Vertel vir ons net 'n storie, want dis ook nie net asof hy een oggend opgestaan het en besluit het, ek's bietjie verveeld, so wat gaan ek doen nie. Hy het een oggend opgestaan en hy het geweet. God het gepraat en ek moet luister. En daar's 'n storie wat hiertoe aanleiding gegee het. So, Karel, wat het gebeur sodat jy oop was vir die stem van die Here? Wel, ja, dit het begin ook oor my lewe wat ek op 'n stadium verbitterd was en wrokke gedra het oor wat aangegaan het in ons familie en hoe dit geaffekteer was en dat ek op 'n stadium my eie lewe wou geneem het. Ek het gevoel, wat is die wêreld mee, wat is daar oor in die wêreld? En die Here het my gered daaruit. En ek het altyd gewonder, wat is daar nog meer? En so 'n jaar en 'n half terug toe sê die Here vir my, jy moet uitgaan en jy moet gaan getuig wat ek vir jou gedoen het. En ek het gesê, wel, dis nie ek nie. Nee. Here, u is die verkeerde ou en die Here het dit op my hart gelê en selfs in skrif vir my gewys, Handelinge 1 vers 8, dat ek moet gaan getuig. En ek het gesê, dis reg, Here, en met die logistiek en alles het die Here my deeltyd gedra en ja, ek is so 8 maande terug as ek daar uit die Kaap uit en die stap gaan soos dat wat gesê is, dit gaan oor die bewusmaking van plaasmoorde, maar ook om 'n verskil te gaan maak in ons land. Ek voel sterk dat ons almal is geroep vir iets. Ek kan nie vir jou sê wat dit is nie. Jy moet by die Here dit uitvind. Waar wil die Here jou gebruik? En dit gaan oor om 'n boodskap van hoop uit te dra vir ons nasie. Ons almal weet wat in ons land aangaan met die ekonomie, met die misdaad, met back and closure, met familieprobleme, finansies. En ons almal voel op 'n stadium ons wil moed opgee. Maar daar is 'n antwoord en dis by die Here. Ons moet opstaan. Ons is 'n nasie wat gebou en geanker was in ons het altyd opgestaan. As ons vat met die groot trek en daai dinge, ons oupas en oupa grootjies en ouma grootjies, hulle het daai oomf in hulle gehad. En hulle het geglo, hulle het in die Here geglo, hulle het die Here aanbid. En ja, dit is om uit te gaan en gaan hoop gee. Het sy dit met die straatbediening, het sy om uit te reik na iemand toe, om net daai een persoon te kry. Al is dit een persoon wat ek 'n verskil kan maak met hierdie staptog. Dan is die staptog die moeite werd gewees. En ja, dit is net daai stap van geloof om te sê, yes, ek is bereid om te gaan. Okay. Waar ook al die Here jou stuur, het sy dit in jou gemeenskap. Ek meen, nie almal kan met 'n kruis gaan loop deur die land nie, maar begin by jou huis. Begin by jou gemeenskap. Begin, ek praat met die manne nou, begin in jou huis. Wees die priester en profeet van jou huis weer eens. Begin by jou buurman. Leer jou buurman ken 'n bietjie. Veral in die stede en daai plekke, ons ken nie eers meer wie is die buurman nie. Gaan na jou gemeenskap toe. Kyk waar kan jy impak maak. Selfs die vrou wat agter die kassiere werk, net 'n glimlag vir haar. Dis bediening. Dit gaan oor om 'n verskil te maak.
en te sê, maak nie saak wat in hierdie land aangaan nie, ons bly hoop, en ons bly in geloof staan in geloof, en die Here sal jou deurdra. En jy kan regtig vir ons vertel van hoop en jy stap hierdie roete om bewusmaking van die plaasmoorde te doen, want jy jouself is deur erge trauma. En ek dink net die manier wat jy dit toe hanteer het en hoe jy die Here toegelaat het om jou te lei en te begelei en te heal. Dit is vir ons so, gee al klaar vir ons so 'n groot hoop. Want daar is lewe na trauma. Ja, daar is. Dis nie die einde van jou lewe nie. Ons het nie nodig om daarin te versink en te versmoor nie. Ons kan daar uitkom. Daar is lewe na dit. So kan jy net vir ons so ietsiekie, jy hoef nie vir ons detail te gee nie. En ek gaan ook nie vir jou detail vra nie. Net so iets rondom die trauma wat eintlik tot hierdie hele groot staptoer van jou staptog aanleiding gegee het. Ja, so in ons familie het ons ook plaasaanval gehad, waar daar gemoor is en die effek van dit is hard. Mens besef nie soms waardeur so gesin gaan nie. Jy weet nie waardeur die familie gaan nie. Dit gaan nie net oor ons as familie nie, maar dit gaan ook oor die werkers op daai plaas. Baie van die plase word verkoop. Wat word van die werkers? Wat word van die breër gemeenskap? En dit het gelei tot op 'n punt waar ek deur die verbittering het ek net besluit ek is klaar. Ek is klaar met die lewe. Ek wil klaar maak. En ja, die Here het ingekom daar in daai oomblik van toe ek wou klaar maak. Toe kom die Here en hy haal my uit dit uit. En as dit nie was dat daai dag dat die Here 'n engel op my pad gestuur het nie, was ek nie vandag hier nie. En sal jy vir ons vertel van daai spesifieke oomblik, want dit is vir my so mooi. Ja, soos wat ek sê, ek wil klaar maak. Ek wil my lewe neem. En ek het gaan sit op die plaas en ek wil myself net klaar maak. En ek het gesit met daai worsteling en terwyl ek daar sit, is daar 'n klop aan die venster en hier staan 'n man langs my. En ek skrik myself oor 'n mik en ek maak die venster oop en die ou sê vir my in Engels, hy noem my op my naam en hy sê vir my, it is not worth it. En net daar en daan het ek gebreek. Ek het my oë uitgehuil. En dit was seker wat 2-3 minute, ek kan nie onthou nie. Maar toe ek opkyk, toe is daai persoon weg. Waar hy vandaan gekom het, weet ek nie. Waar hy gegaan het, weet ek ook nie. Maar ek weet, dis is 'n engel wat die Here gestuur het op my pad, om my te stop daai dag. En te sê, maar weet jy wat, irrespectief of wat jy deurgegaan het, daar's nog 'n antwoord. En daar is 'n plan in jou lewe. En dit was my omkeer, waar ek my hart totaal en al vir die Here gegee het, en gesê het, Here, daar is 'n doel vir my. En ja, dit is iets wat nie lekker was nie, maar ou het daar uit gegroei. En ek ontmoet ek mense wat deur daai selfde situasie gaan, wat 'n ou kan dan uitreik na en sê, weet jy wat, dis nie die moeite werd nie, daar is hoop, daar is 'n antwoord. Okay, baie dankie Karel. Dankie. Ek wil net graag gehad het die mense moet jou sien en hulle moet aan jou kan sien. Daar's nie verbittering nie, daar's 'n vrede. Dit straal uit hom uit. Die Here straal uit hom uit. En hy is deur geweldige trauma. En dis hoekom ek om die detail gevra het nie. Maar ek dink net dit gaf ons veel hoop gee. En jy weet, die Here los nie vir jou nie. Soos wat hy nie vir Karel gelos het nie, dat hy vir my engel gestuur het. Hoe spesiaal is dit? Die Here los jou nie. So vir ons daar buite, wat so getraumatiseerd is, en ons sit met soveel
nalatiglating, van trauma, van voorgeslagte af. Daar's nog steeds hoop. En die Here het nog steeds 'n plan. En hy's nie van plan om vir ons te los waar ons is nie. Sy hele idee is om ons hier uit te haal. Om ons meer as oorwinnaars te maak. Sodat ons ook kan skitter, sodat ons kan gaan getuig, sodat ons kan lewe. En dis al wat ek wil hê julle moet beleef vandag. Hierom. So ons sê vir jou baie dankie. Amen. Mag jy geseënd wees. Ons gaan vir jou nog salf ook. Amen. En ja, hierdie pad gaan vir jou nog groot wees. Ons sê. Okay. Dankie julle. Shalom hoor. Be blessed.